Dag sê vriende, ons lees uit Lukas hoofstuk 15 vanaf vers 1. En al die tollenaars en sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister. En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hy aan hulle hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor, laat nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure by mekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. My liewe vriend, as jy na my luister vandag en jy is ver van God, verlore in duisternis, vasgevang in sonde se bande, en jy kyk angstig om jou heen en jy besef dat hierdie dinge sleep jou die ewigheid in sonder God, en daar is vir jou geen hoop en geen hulp nie, wil ek jou aandag vestig op 'n paar verse wat die hart van God openbaar. Die Here Jesus Christus is die soekende heiland, wat soek wie hy kan red op hierdie aarde. So 4 hoofstukke verder in Lukas 19 vers 10 lees ons hierdie woorde, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Is jy verlore? Bekeer jou. Bekeer jou tot die Here Jesus Christus en roep tot hom. En die soekende heiland sal begeerig wees en bly wees om jou vandag op te tel op sy skouers en jou terug te neem na sy kudde en na sy huis. Een van die laaste herinneringe wat ek van my aardse pa gehad het voordat hy gesterf het in 1986 was 'n vakansie wat ons daar by Hartenbos rond gehad het. My pa was 'n groot fris geboude man, skouers so breed soos 'n waanhuisdeur en 6'4" in sy sokkies. En ek onthou ons het daar by die Hartenbos rivier gestap en hy het my seker maar dopgehou en gesien dat ek moeg is en op 'n stadium het hy my opgetel bo op sy skouers en ek sal daai gevoel van blydskap, veiligheid en vrede en onoorwinbaarheid eintlik nooit in my lewe vergeet nie. Die vreugde van om op my pa se skouers te wees was vir my 'n groot vreugde. En ver meer is dit om veilig te wees deel van die kudde van die Here. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. Sê vers 5. Bekeer jou tot die Here Jesus, roep tot hom en weet dat hy die soekende heiland is wat ook vandag vir jou kan red en verander. Mag die Here vir jou geloof in jou hart gee en weet dat hy hierdie woorde bedoel het toe hy dit gesê het. Amen.